En hulle lyk 'n bietjie vaal, so mense wat ingeslaap het. Dat was die moeite werd. Baie welkom. Veral op die kansel. So gereeld by ons, maar wat ek volgens die aankondiging is van 'n bietjie uitlig, is dit die kans om net weer vir dankie te sê. Bereidwilligheid. Altyd in te staan, as ons nodig het, is aflos. Sterkte vir die koning toe, die gezondheid ook gereeld hier by ons te hê. Ook vir Jan en die strijdom, wat ons begelei op die profiet. Welkom ook aan jou. Door die Maria, en afnaweek, sy verander aan die weg, alle harde werk, aan die expo-restaurant, is aan die weeskis. Voorspoedig en veilig vir ons. Paar punte van die Westerlig. Alle ouers van Hertog van 6, die Eredienst, die Saal van die Aankom, en die kinders kerstspel opvoeren te bestreek. Seniors, kom weer woensdag by elkaar, asseblief is 'n belangrike eenheid om te beplan vir volgende jaar. As we nou begin met wegneem etes, ook terwille van fondsinsameling, Vrydag 14 Christine, we sien daar Westerlig ook, hamburgers en chapels, stel asseblief voorbeeld vir die kerkkantoor. Volgende Sondag, belangrijk is nagmaal, as dit van Holland, die mes engelenpreek, is ons daaraan deelneem, soos wat dit by baie doen. En ook die Westerlig, dit is Sondag die voorprogram, beskikbaar, met die eerlikheidskassie, en die weeksdae, en miskien ook nie graag hier, ook by prijskoffie kom krijg. Ons speciale dankoffering insameling, en ons ander groep, ons insamelingsprojekte van die jaar, vir net ons. As die derde beskikbaar, of ek wil die hele kerkkantoor, as jy dit graag wil hê. Ons gee dit in aankullig by die Kersangdienst, ja, dat is die 6de Desember. Maar bydraes kan tot en met einde Februarie ingaan by word. En namelijk goed opzet, is dit van Ritmol, allemaal baie dankie sê, dat jy loop in hierdie jaar vir ons maandelijkse bijdrage gestuur. Dit is iets wat ons aan gaan hou, ons weet dat ons gereeld krijg. Baie dankie daarvoor. Dus wil sê, doe so voort, asseblief, ons laat hier. Dankie, dit is al dankie. Baie dankie, Charlie. Dankie vir jou leierskap op die mooie manier dat jy afgesloot en die ander met inspiratie altyd in ons storie. Ek het nou geluister of jy die best vir die gebede mag die Here weer dat die jou samen sien. Mag die Here ons allemaal sien in die Here so word. Voordat beteken ons nou doe die Here in. En David bid is gebed in 2 Samuel 7. Nou hoor nou wat sê, ek wil nie ons kan in sy sandale stel. Wie is ek? Here my God. En wie is my nageslag, dat U my so ver gebring het? Selfs dit was vir U nog nie genoeg nie. Here, U ook nog vir die nageslag van die dienaar tot in die verre toekoms beloftes te maak. Wat 'n toezegging aan 'n mens. Heer my God. Groot is U, Heer my God. Daarom is niemand soos U. Buiten U is daar
die Here wat julle groet. En die Here groet julle vanmôre groot en geweldig. En hy verwelkom julle in sy teenwoordigheid. Genade vir julle en vrede. God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons gaan nou 'n stukkie toewyding hê, ons gaan die dankoffers vroeg opneem. Ook die diakens is nou wakker en hier. Dankoffers sal julle sien in Filippense 4:18 die gawes vir die Here offer en die liefde te gee vir hom aanneemlik en welgevallig. Ek weet, dis wat ons het al aan doen, maar ons doen dit ook op 'n ander manier. Hulle staan vir ons die 209 leer met die hele hart speel. Sy gaan dit die eerste keer speel en dan ons kan aan so lank opgeneem word. En dan die tweede keer van net soos ons daar sê, die een keer deursing en dan is dit vir ons nog 'n keer speel en dan staan ons en dan sing ons die tweede maand. Sy het dit net een gestoor. En dan bly ons namens dit is in staan vir die steengroep en vir die lofsang.
Here, ons wil toch so graag alle eer aan U bring met alles in ons lewe. Dit was ook ons poging met die sin van ons liedere volg. Ons hoogste strewe en doel. En ons beleid allemaal saam dat ons sukkel daarin. So baie keer wat ek struikel en val. Ons jaag op, Here, dit was die wag voor ons mond weg. Dit is vir U verdienheid as ons die kinders maak. O Heilige Gees van God, leer en onderrig ons vanoggend in U woord. En versterk ons geloofsmoed om te doen wat U van ons verwag. In Jesus se heilige naam bid ons dit. Amen. As ons skrifgedeelte gaan hanteer, kan ons maar die volgende skrif toe gaan ek daarvan 'n kindermoment maak. Ek hoop jy is lekker groot seun wat sterk is. Hy sal vir my moet voor jou wees as jy elke kry wat ligte is. Van al die kinders die gou vorentoe kom. Kom ons kyk hoeveel daar is en ons iets kan. Oké, dat heb ik niet bekeken, maar wie wil David lees? Wie wil David lees? Wie zal het daar? Alright, daar is Spinnerfilm, dan ga je nou lezen werken, en daar is jouw club, maar die zachte club. Vroegerlijkheid. Die nou lees. Jij moet voor mij die helft van Goliath lees. David, jy moet je, kijk daar op, en neem jij Goliath. En wil jy help om Goliath te lees? Right? Jy moet hom op jou skouers stel. Ja? Kan ook? Die lekker vastgehoor, die val net op jou kop val. Alleen, is dit ook op jou skouers. Jy moet groot wees. As hy dan vat nie, jy versterk, dit is die afgelet morgen. Dat sê hy. Ook vast. Alleen, is hy zwaar. Dit is als een vakje is voor onze doet. Weet het is niks voor jou als voor jou werk. Hij komt daar vast. Hij is voor jou. Hier is jouw spies. Hier is jouw spies. En hier is jouw zwavel. Wat daar dan is zwavel. Wat bij jou? Hij gaat je niet staan. Ik weet niet hoe je hij is kruis met de zeekant van de vuur uit. Oké, hier is koning die Herodes, ons jy kan die koning is. Right? Koningin sal dit doen. Wow, daar is het. En jy is David. Die mensen David. Oké, sal jy vir jou wense, jy sit die stukkie, kan jy nog staan. Sit hom so in, jy vat daai netjie, jy sit die balletjie in, en dan maak jy so, en dan los jy daai so. Voor licht te gooi, dan moet jy nie dood van jy sê voor. Ons kan vir mekaar die story. Jy is koning Saul, en jy is die hele Israelitiese leer saam met jou, jy staan hier, en jy is 'n Filistyn. Jy is die mooiste Filistyn, haar naam is die Filistyn. Jy staan nie so by Goliath, ek wil nie doodmaak nie, hoor. Of, jy kan die storie volg. Dit is so, die reus Goliath koggel en beledig die Israeliete koggel. Hulle aanstaan. Hoor wat sê hy, julle God is 'n treurige God. Niks kan hy vir julle doen nie. Daar is onbangelijke man. Julle is bang. Kyk hoe lewe hy. Sien jy? Wil niemand teen my ontveg nie. Beloofbaas,
as ek verloor kan, sal ek julle slaaf wees. Sal almal julle slawe wees van die Filistyn. Ja, as ek kom afwaarts, né? Israeliete, wat sê hulle? Hy is te groot, hy is te sterk, niemand kan hom wen nie. Selfs die koning sê ook, ek is bang. Saul, wat die Here gesalf het, né? Niemand kan hom wen. En toe kom Dawid daar, met 'n donkie en 'n arbeider, en hy bring kos vir sy broers. En hy sê, wat gaan jy aan? Hoekom is julle so bang? En sy eie broers sê, en julle, doen julle dan niks aan hierdie Filistyn? Hy trap die linies van God in. En hy sê, ek is bang vir hom. Hy sê gou, ek is bang vir hom. Ja, yes. Jy weet op hom hande klap by die muziek. Ek is bang vir hom, die koning Saul. Uiteindelik kom hy voor die koning. En die koning sê vir hom, is jy die mannetjie wat wil kom beklei? Ja, sê hy, ek is nie bang vir die Filistyn, ek sal teen hom gaan veg. Die Here het my al gejaag om 'n leeu of 'n beer dood te maak, as ek ons skaap wil wegdag. Ek sal dieselfde doen met die Filistyn wat God so vroeg. Die Here sal my red met sy mag. En dan sê hy, Goliat, kom jy nou, staan jy die terug, want ek wil nie jy nog daarop van wees kry. Goliat sê, jy kom na my toe met 'n kierie en 'n slingerveld. Ek sê jy moet boot staan en vir die wilde diere voer. Jy sit op klippie in die slingerveld en Dawid sê, nee, ek kom, kan jy dit lees daar? Sê? Ek kom na jou toe die naam van die Here die Almagtige, nee. Waar jy is moeilik in die res van die vandag. Mag behoort aan die Here. Jy vat jou slingerveld en jy pot hom tussen sy oor. Die Filistyn kom toe nader met sy swaard en spies. Daar vat sy slingerveld, gooi hom met 'n klip teen die voorkop. Mors dood. Ag, gelukkig. Hulle is pragtig. Hulle kan maar weer hulle aan het praat. En jy het ook nie baas, jy weet nie wat nog lewend is. Baie dankie julle. Wat het Jesus gesê? Laat die kindertjies na my kom en verhinder hulle. Die kinders moet altyd 'n plek in die kerk hê. Altyd. Kinders is eintlik die belangrikste plek in die kerk. Maar dis ons toekoms. Ek wil nou maar gevat het ook. Ek kom na jou toe in die naam van die Here, God, die Almagtige. Die onwaarskynlikste wen. Daar. Ek weet dit, maar kort is dat jy kan sy kans gehad om te wen. Die onwaarskynlikste wen. Kom ek sê ons moet dit begin dat er is al net daar en gaan we niks anders nie ons as Nuwe Testamentiese volk. Moenie maak soos hierdie volk van God gemaak het. Hulle staan met bewe as daar 'n aanslag kom. Duisende ervare soldate, ja, toegegee as gewone mense wat opgeroep is deur Saul, wat moes kom veg aan die Filistyne bedreig hulle grense. Trek op teen hulle wil hulle ontdood maak. Om hulle aanslag af te weer, roep Saul hulle op. Die Nuwe Testamentiese volk word opgeroep in ons dag. As ons hierdie stryd in die wêreld en in die land, en ek praat nie net van geweld. Ek praat van dit wat vanmôre in die kerk ook gebeur. Prys die Here vir elkeen van julle wat hier is.
Want die kerk met sy lidmaatskap behoort vol te wees. Die kinders sal die skare Israeliete en die skare Filistyne kon wees môre. Want dit is nie. Neem julle nie kwaad dat hy sê nie, my collega het altyd gesê toe die brand, ek was hier in die jaar saam, moes ek sê, nie vir die verkeerde mense preek. En dit kan ons nog gebeur, maar dit gaan nie oor beskuldiging, dit gaan hier oor oproep. Die oproep by die koning van die konings, vir ons duisende soldate sê, ons sien nie kans nie. Maar dit gaan net in hierdie verhaal oor een zin, net hier. Die onmoontlik moet gebeur. Die onwaarskynlike moet gebeur. Iemand moet hierdie daasvegter wees. En almal wat dink hy weer kans nie. Maar iemand wat die Here God uitdag en uitdaag en slegs en beledig in sy naam voeg. Vir die Nuwe Testamentiese volk was dit net so waar. Ook vir sy dagen. En hy sê, ek moet vergeet. Ek wil dit sê voor die dag, en ek moet ook gaan leer in ons. En dit is al waarvoor ek ook nog leer. En dit sê ons betaken en roeping. Ons is die strijders vir Godse koninkryk. Ons op die laaste Sondag van koninkryksdag. Die koninkryk van God moet eerst kom in ons leven. Miskien was jy, net soos ek, ook al daar. En dan geen Goliath situasie. Hierdie ding is te veel en te machtig my om te doen. Sien die kans. Sien wat jy wat. Ek wil maar erkenning bedui, ek is dit ons nog steeds daar. Dit was weer ek op. Dit was gaan ek nie. Wat is die groot Goliath wat voor jou staan? Kom ek spel ek klappaar van die Goliath. Net vinnigheid. Ek het die skidder Goliath genoem. Man, so, as jy nou dit, jy staan nou by die rugby, rondom die draaivleisvlieg en die TV is aan, en ons praat oor lekker rugby, as jy nou so op weerkie gedruk, ek was waarom gestink, jou toelaatbaar, daar is en iemand sê iets lelijk van iemand anders, wat die daar is. En die swyg Goliath kom omwerk. Soos hier, toen die naam, soos by ons op ons dikwels maar gebeur nog steeds, word die naam van God gevloek, die naam van die Here. Ek weet, as ek by my gebeur, en nog, hoe seer voel jy in die oom. En ek weet, ek wil iets sê, wat is hier weg. Ek sien net die kans. Het gaan die atmosfeer wat nou lekker hier heersel en op die bruidvleisvuur bederf. Ek weet ek moet iets sê. Ek gaan daar 'n jarenlange goeie vriendskap beduivel. En ek wil die Here iets te sê of te doen nie. Ek doen dit nooit. Ek stel die voorbeeld, ek vloek nooit die naam van die Here. En die rest van die mense, hulle daar eers geboor nie, of hulle dit is nie so erg. Of ek kom het eers achter in naam van die Here word meegevloed. Wat ek het nou net daar was, dat is baie Goliath in ons leven. Jy kan self jou eie lysie maak, as jy so is. Maar doen het op die knie van die Here. En dit is die beste. Identificeer in myself. Ek sit op die ding eers met die arrogantie, Goliath. Miskien is daar mense wat beter as my Goliath het. Miskien is daar iemand groter en ryker Goliath te doen. Identificeer myself. Die rede hoekom ek dit preek en die week laas keer praat iemand met my, 'n goeie gesprek gewees, maar uiteindelik, toe dit nou oor gebed gaan, toe sê die persoon vir my, dis nie deels van my skills. Dis nie deel van my
verwaardig jullie. Die gesprek loop te verder en hy sê vir daaraan, julle dominees is ons daarvoor opgeleid word betaal moet doen. Ek moes lag en ek wil lag daaroor. My collega van weer nou verwys en die Brown het altyd gesê, hy kom een keer laat by ons vrijdag gehad en hy sê, sorry man, dat my wel het gaan kom dit daar vir siek word. Is toe die buurman van die ouderdom. Want ons is ons professionele bidders, hy gaan daar met hulle dat hy dit sê. David, die jongste onder die klomberoers, maar nou is wat gesalf deur God. Die gees van God is klaar op hom. Hy kry 'n boodskapper se werk, hy moet 'n donkie vat en 'n arbeider en kos vir sy broers op die slagveld gaan bring. En toe hy daar kom en hy hoor die Goliat wat vir God so vloek, toe staan hy stom verbaas. Ek dink hy vir sy broers gesê, en nou kan niemand van julle iets sien. Ek dink, hierdie had die oudste het hom 'n paar klappe gegee en sê, jong, jy weet net hier vir jouself, jy is vervaren, jy is nieuwsgierig, jy wil nou nie die oorlog kan lopen, wat soek jy hier, die skape net so die groeveld verloos. So word het geskryf in Samuel. En broers, ons kan hom, en hom kwaad, dat hy hier is. Gaan huis, sien jou gevecht, jy hoef jy daar aan deel te doen. Daarom lees ek 'n interessante ding van Dawid. Praat hy met al die ander manskappe en hy sê elke keer dieselfde boodskap. Dit staan in vers 29 en vers 30 van ons tekstgedeelte. As hulle vir hom uitstel en sê, maar dit gaan oor die eer van God. Maar hoor wat sê, en dis mos 'n belangrike saak. En hy sê vir die ander manskappe daar ook, ten minste 3 keer definitief, dis mos 'n belangrike saak. En dit gaan vandaag niet oor homself nie. Gaan uit en uit vir hom oor die eer van God. Want Dawid sien dit nie net raak nie, hy begryp nie net wat hier aangaan. Hy doen nie net reg om te verstaan. Hy doen ook iets daaromtrent. Soos Jakob sê, as jy geloof het oorgaan, door Dawid, is dit 'n ryk. Kyk maar begraaf, dat beteken dit niks. Hy doen iets daaromtrent. Ek kan baie dinge weet. Bybelse dinge, geloofsdinge, baie dinge. Maar as ek dit nie doen, as ek dit oorgaan op afgesien, tot daarin, dan beteken dit niks. Ten spyte van al die teenkante en beledigings, doen Dawid 'n interessante ding. Ek weet nie of die seuns dit nog vandag doen. Lyk my, dit gaan erger daar toe die skole is. Maar Dawid gaan trek, streep in die sand. Soos ons gemaak het, as jy jou ooit gedaan het op die skilder. En hy sê, kom niet oor die bestuur. Hy trek een streep in die sand, en hoe nie hoor, hy trek een streep in die sand vir homself. Hy trek een streep in die sand vir goeie. Hy trek een streep in die sand vir sy eie mense. Wat gebeur dan nog? Die belang van die koning. Saul roep hom, wie is die jongman wat so sê, hy sal veg. Hy is so jong, hy verstaan nie eers in haar bedoeling daarin sê. Hy doen dit ook nie vir die bedoeling, hy doen dit in sy eie krag nie. Hy soek die erkenning nie, hy wil nie dankie gesê word nie. Wat sê hy? Ek kom in die naam van die Here. Ag, al is ek die onwaarskynlikste weer. Ek sal gaan. Ek kom in die naam van die Here. Ek staan op vir die Here se eer. Die bron van Dawid se selfvertroue. Vriende is die Here self. Die Here het hom al van tevore sê hy vir Saul uit die kloue van die beer en die leeu gered. En hy sal ook die mag van jou Filistyn red. Sal dit doen. Die woord is eintlik nie
selfvertroue. Godsvertroue. En godsvertroue is eintlik doodgewone geloof. Doodgewone geloof. Al is dit op die klein soos die mosterdsaad, sê die Nuwe Testament. Daarom gaan in die geloof dat God vir hom die stryd sal voer. As daar so pragtig, die oorlog behoort aan die Here. Tot vandag. Soos as wapenrus in Asom, interessant, hy is die daan gevind die is die Here. Hy was die klein oorseker nog eens gespierd genoem. Sy kie is die slingerveld genoeg. En die rede staan daar, omdat hy daarmee vertrouwd was, dit was aan hom bekend, en dit was goed ingeoefen. Net die gawes wat die Here vir hom gegee het. Daarmee gaan hy na geleerd. En wat ingeoefen was, dit wat geslyp was, gawes, die Here vir ons op tot vandag gegee, wat ontwikkel is. Saam, gawes wat ek geslyp. Dis al die Here woord. As ons wil kan sê, kom in die naam van die Here. Wat in spite daarvan, geen niemand op die slagveld gedaan op enigste kans, dat hy dit sal maak. Hy die onwaarskynlikste wende in die geveg. En dan weer hoor wat gaan gebeur. Dawid se godsvertroue versus Goliat se selfvertroue. As Goliat geweet het, hy gaan nie God veg. So hy is geweet dekker was gewees, so tapperbek gewees. Daarom verloor het letterlik op, aan die oorwinning behoort aan God, die Almagtige, die oorlog is syne, hy voelstel. Goliat het nie lekker geluister wat Dawid sê. Dawid van duidelik vers 47 uitgespel, die Here verlos die toe 'n swaarte gespies toe, maar die oorlog moet in die Here. Hy sal jou in die mag oorgee. Hy sal dit doen. God voelstel. Ons moet eers bereid wees om sy wapens aan te gryp. Ek hoef dit nou nie eers vir julle te doen nie. Miskien moet ek toch net so vinnig vir julle noem, nou jy die Efesiërs 6 wapenrusting. Betrek dit nie by as jy hieraan begin bid en bid. Wat is ons wapens? Dis goed wat ons almal weet. Dis nie goed wat ons moet sê. Dis nie goed wat ontwikkel moet word. Wat trek dit aan as 'n gordel? Wat het die struikel en val? Die waarheid. Die gordel van waarheid. Die vryspraak as 'n borsharnas. Dit sê maar net ek het klaar gedoen. Dis hoe ek aan jou voel. Evangeliseer, die skoene om te getuig. Geloof as 'n skild, verlossing as 'n helm. Die woord as 'n swaard van die Gees. Wat staan in vers 18? Hoe wil jy dit? Van Efesiërs 6. Doen dit alles? Doen dit in afhanklikheid van die Here. En jy sal meer as oorwinnaars wees, want God is dan aan jou kant. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Romeine 8:31. Sien, nederig mag vol godsvertroue. Ons sê die Dominikie storie, wat het so uit die werk is, as ek vertel. Die man met die naam van Sarah Venter, hy was 'n groot man, een bossante figuur, maar hy was 'n vragmotorbestuurder. Dit was ook omtrent al gawe wat hy gehad het, met al wat hy kon doen. En Sarah elke middag in sy lorry by Johnny se eetplek gestop, en dan het hy daar die toonbank gaan sit, en dan het hy sy losbroodjie en sy chips en sy kook. Vandag sit hy daar met 'n motorfiets, vriende met 12 waardedekens aan, en hulle stop agter sy kragmotor. En hulle kom staan in die restaurant so 'n halfsirkel rond Sarah, en hulle spot het. En wat het ons hier? Obsessie, toonbank.
kook gooi op sy kop, vat 'n chip met dit in sy oor. Hulle eet sy dorstorie. Wat het ons doen? Beslissie. Saal doen niks. Hy staan op, betaal sy rekening, en hy loop uit, en die leier van die motorfietsbende, en sy grof gesig, sê, jy maak veel van 'n man nie. En so die kyk in die venster, die restaurant eina. Hy sê, ook nie veel van 'n bestuurder nie, ek ben net oor 12 aan die deletsies gelijk. Toe die mense, aarde, teen Goliat gestaan. Toe Jesus aarde kom, sy is nie gewees. Toe Jesus aarde kom, die mense ook nie veel van hom verwag. Dat staan so daar in die skrif, Riegene is veel van 'n man. Hy het ook nie geantwoord, tensy sy Vader se naam onder aan die diens. God vir die staan in die skrif, hy is bespoeg, hy is gegeesel, hy is aan 'n oorlede kruis, as 'n misdadige gespijker gestel. Die onwaarskynlikste wenner ooit. En tog oorwin hy. En word die grootste wenner ooit. En stel vir my en vir jou die perfekte voorbeeld vir dit wat ons vandag kan doen. Want ons is ook hier in 'n wêreld wat maak van my 'n onwaarskynlike mens. Dis 'n mooi ding. Ek kom in die naam van die Here, nederig en afhanklik. En ek trek 'n streep in die sand. Here, sonder U is ek tot niks in staat. Maar met U, geen oormaat van my te groei. Geen hier te hoog. Ons ervaar dit so baie in ons lewe, ons bly daar. Geef vir ons geloofsmoed om in opstand te kom teen onsself en U as die wenner in ons lewe bewys. Dankie o Heilige Gees van God dat U woorde in ons mond verhoog word en die krag in ons hart om U getuies te wees. Getuies wat U wil. Om verheerlik in ons elke dag, en besonder in die koninkrykstyd wat in einde doen. Oor ons van ons oor, dat ons U uitdagings sal raak sien. Geef ons die geloofskrag om te reageer. Seën dit vir een ander, goed is, vir die laaste skof van die dag. Seën die kerkraad, al die projekte wat op die afgaande word. Seën die program, seën die gemeente, in Jesus se naam. Kom ons staan, dan sing ons die oorwinningslied, en dan gaan ons die seën, en dan ons ook 'n uitstuurlied, die derde strofe van 118 is net hou die oë op Jesus. Kan ons daar aan kyk. Kom ons staan, sing die oorwinningslied. Thank you.
Dank u. Papier, daarvoor. Dank u.